Wel, ons is hier vandag om 'n memorandum aan die staatspresident te oorhandig en 'n boek. Die boek Ons was daar, waarvan die Engelse weergawe sopas verskyn het, om vir die staatspresident en die regering oor die algemeen te vra om versigtiger met die geskiedenis om te gaan, om nie eensydige oorvertellings van die geskiedenis te maak, veral nie wanneer dit gedoen word vir die bereiking van politieke doelwitte nie. Dis vir my die bevestiging van die waarheid. Ons almal deel 'n regverdige geskiedenis. Ek dink ons praat namens genoeg Afrikaners. Weet ons geskiedenis is ons, is wie ons is. Wees eerlik met die geskiedenis, wees opreg met die geskiedenis. Suid-Afrika is 'n land wat baie divers is met uiteenlopende groepe. En om hierdie land te maak werk, is dit nodig dat ons mekaar se geskiedenis respekteer. Ja, dat ons die donker kolle in ons geskiedenis erken, maar ook dat ons oor die goeie kolle in ons geskiedenis trots kan wees en dat ons so vorentoe kan beweeg. So 20 van ons reeks twitterasies ry nou weg by Solidariteit op pad na ons eerste stop, die ambassade van Rusland, en ons oorhandig ons pleidooi daar. Dat ons almal deel 'n regverdige geskiedenis om alles aan die lig te bring, om elkeen se standpunt aan die lig te bring, sodat daar 'n regverdige visie is vir die toekoms vorentoe, van gister af tot môre toe. Ek dink dit is belangrik dat ons mense weer begin lees, dat ons weet, lees die boek, Ons was daar, lees ons ander geskiedenisboeke, weet wie was ons groot helde geweest, ken jou geskiedenis, weet waar kom jou pa vandaan, waar kom sy pa vandaan, wat het julle gedoen in die land, wat het die Afrikaner gedoen, en dis kardinaal, ken jou geskiedenis, leer en lees en volg ons op Twitter, en as jy nie self lees, volg ons net op Twitter, ons sal die boodskap daar vir jou deurgee. Wat sou volgende gewees het? Het die Zulus die slag van Bloedrivier dan gewen? Weet ons moet nie meer sulke goeters duld nie. Ek is moeg vir sulke goeters en dis kom ek hier is vandag, 'n stem bietjie dik te maak. Ek dink ons praat namens genoeg Afrikaners. Jy weet, net soos daar nie 'n ding soos 'n konsessuele Suid-Afrikaner is nie, gaan jy ook nie regtig konsensus kry oor wat 'n Afrikaner sou wees nie en ons opinies. Ek dink is gesond dat daar diverse opinies is. Dit maak my glad nie bang dat iemand dit sê nie. Lyk my die mense wat ons antagoniseer so ver is die mense wat jy presies die mense wat jy moet antagoniseer as jy wil weet of jy aan die regte kant is. Ek dink die lekker ding en die unieke ding van vandag is dit was 'n sosiale media staptog. En die publiek het deur die sosiale media deelgeneem en so kan ons ook daarin slaag dat hierdie veldtog vandag die trending topic in Suid-Afrika geword het. Dan daarmee saam wil ons mense aanmoedig om die boek Ons was daar te lees. Dit is nie 'n boek wat deur Afriforum uitgegee word nie, maar dit is 'n boek waarin die geskiedenis baie akkuraat en baie mooi uiteengesit word, spesifiek met betrekking tot die grensoorlog en die slag van Kwitu-Kanaval. En ek dink ons het almal, nie net Afriforum of die Solidariteitbeweging nie, maar elke Suid-Afrikaner en elke Afrikaner het 'n groot rol om te speel, om die geskiedenis te leer, om die waarheid oor die geskiedenis te leer, dit ook oor te dra aan volgende generasies en dan natuurlik daarmee saam om ook standpunt in te neem wanneer die geskiedenis verdraai word of op 'n onakkurate manier oorgedra word.